Terwyl jy sitplek neem, wil ek vinnig vir ons 'n skrifgedeelte lees aangaande vandag en dit waaroor ek glo Pasga en Paasfees gaan. Jy gaan sien dat deur die loop van vandag gaan ons fokus baie op liefde en daardie verhouding wat ek en u met Jesus het. Hy is ons bruidegom en ek en u is sy bruid. En die woord van die Here leer ons dat Jesus kom terug vir sy bruid wat gereed is. Maar hierdie hele verhouding is as gevolg van een groot aspek. En dit is dat God die Vader elkeen van sy skepping so lief gehad het, dat hy gevra het dat Jesus moet kom om ons te kom verlos en ons te kom red. En dan in Christus Jesus het ons deel aan 'n huweliksverhouding met ons God drie-enig. So wanneer ek en u vandag deel is en ons vier Pasga, die offer wat Jesus gebring het,
doen ons dit nie uit 'n Ou Testamentiese perspektief nie. Ons doen dit vanuit die Nuwe Testamentiese perspektief. Met ander woorde, Jesus het gekom en hy het elke profesie, elke fees, elke liewe lering van die Ou Testament kom volmaak. En daarom eer ons Jesus Christus, wat gesterf het vir ons, in erkentenis van dit wat God gesê het, dit wat hy voorgegee het in die Ou Testament, tot en met waar Jesus weer terugkom. Amen. So ek en u is bevoorreg om die lewende God te kan dien. En dan dink ek aan hierdie gedeelte in 1 Johannes 15 van vers 9, die woord van die Here lees soos volg, hy sê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Hy sê, bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, luister mooi sê hy, sal julle in my liefde bly, en soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle volkome kan wees. Wie kan vandag sê, die blydskap van die Here is my sterkte? En vandag, en dit wat ons deurgaan, ons situasies en omstandighede, het ons daardie blydskap van die Here nodig. En dit kom uit 'n liefdesverhouding met Jesus, met ons God drie-enig. En dan vers 13 wil ek ook graag vir ons lees, dieselfde hoofstuk. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En dan vers 14 sê, julle is my vriende, as julle doen dit wat ek julle beveel. Vir ons vandag het ons daardie liefdesverbond, verhouding met Jesus. So wanneer ons Paasfees vier, doen ons dit om God die Vader te eer vir sy liefde. Ons herdenk en erken Jesus se offer aan die kruishout van Golgotha, dat hy die dood oorwin het, dat hy opstaan en dat hy lewe. En dan eer ons ook God die Heilige Gees, wat hierdie waarheid vir u en my geopenbaar het. Want sonder die Heilige Gees kan ek en u nie God se woord verstaan nie. Amen. So saam met ons, saam met Alats en die kinderbediening en die musiekorkes, kom ons vloei vanmôre deur en deur elke bediening wat gaan plaasvind, laat die Heilige Gees met u spreek. Laat hy jou aanraak en mag jy hier uitgaan anders as wat jy ingekom het. Hoekom? Want jy het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Dis waaroor dit gaan. Amen. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that he should give his only Son to make a wretch his treasure. How great the pain of searing loss,
turns his face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. How deep the Father's love for us, how deep the Father's love for us. Hi Michelle, hoe gaan dit? Dit met jou. Oh, dit is so lekker om jou te sien. Vir jou ook. Kom staan hier by my, kom staan hier so ver. Gaan dit goed met jou? Dit gaan baie goed met my. Dit Met dit gaan besig. jou? Dit klink Baie so. besig, ja, ja. Sê vir my, is jy reg vir vandag? Ek is reg. Is ek? Ja, ek is reg vir vandag. Ek dink wat gebeur nou? Ja, vandag is ek reg. Ek's reg vir die troudag. Ek dink ek gaan alles hê. Wat gaan jy doen met jou hare? Ek weet nog nie. Daar's so baie style. Ek het al so baie opsies gekry. Is dit? Ja. Het jy 'n kroon? Nee, Nee, het jy 'n veil? ek kan niks vir jou sê. Oh, ja, het jy jou rok al gekies? My rok. Ja, hy's wit. En jy? O, die mooiste een ooit julle. Jou skoene? Ja, ek dink so. Ek weet nie. Ek hoop ek het dit onthou. Ek glo so. Okay. Maar ja, weet jy hoe laat gaan dit begin? Nie seker nie. Hoe kan 'n mens nie weet wanneer die troudag is nie? 'n Mens moet daarom weet. Maar dink jy nie ons maar eerder gaan regmaak omdat ons niks weet nie? Ek dink dis 'n goeie idee. Is jy reg? Ja, Ek sien jou nou. ek sien jou nou. Alright, dis hy gaan. Louis, goed en jy? Ja, lekker man, lekker. Ja, lekker. Awesome. Weet jy dinge, is jy reg vir die troue? Yes, ek kan nie wag nie man. Lekker voorberei, ons reg vir hierdie ding. Alles reg? 100%. En die beplan? Hey, jy wil ons daaroor vanaand praat. Ek is so opgewonde want ek het so lank gegaan en plek voorberei om my bruid te kom haal dat ek en sy kan huwelik fees vier. Weet jy nee, dit is ons ek het al hierdie moeite gesit en beplan en die kamer reg gekry. Daai mansion van ons nee. As sy dit net sien nee, as sy nou net weet al die moeite wat ek gedoen het nee, om daai plekie vir haar reg te kry. Mens kan nie dink nie, maar vandag te trou is nogal baie geld, né? Dit is Daar's verseker. baie beplanning. Baie goed wat ons moes regkry, die gaste, selfs my skoonma is genooi. Maar ja, Wel, ons is belangrik daai ene. jy kan dankie sê jy het nie meer een. Ja, maar wat kan ek sê? Nee, dit is maar mens moet voorberei wees, net vir Inka. Ons moet reg wees, ons moet reg. En ek is reg. Ek het myself seker gemaak ek het my beste soet aan. Hy maak nie so dat ek 'n toei voor nie, maar hy werk nog. Al die rooi steek mooi, dit met Ek die het nou ooit in 'n das gesit. Die wat ek sê, jy lyk fancy, wat ek moet sê. Maar ek is opgewonde vir wat gaan gebeur. Ons brein is op pad. Kom ons doen dit. Ja, daar's hy, great stuff. Right. Oh
Ons moes al getrou, dit is ons tyd. Ek het reg gemaak, ek is voorbereid, ek is gereed vir haar. En dankie vir julle gaste wat gekom het, wat voorbereid gekom het. Julle kan die geldjie na die tyd gee. Dankie. Sy daar agter. Sy het die kar af buite. Ek kan dit nie glo nie. Ek het alles gereël. Plek gaan voorberei. Ons het die dag uitgesit en sy het nie opgedaag. Ek gaan maar aanbeweeg. Wag, ek is amper klaar. Wag. Ek is te laat. Maar my rok is wit. My skoene het ek vergeet. My veil is amper reg. Maar maar Here het gesê ek kan duiwels uitdryf in U naam. En U het gesê ek sal vir blindes bid en hulle gaan sien. Here, en U het gesê ek sal vir dowe ore bid. Ek doen dit als in U naam. Maar U sê ook dat as ek U nie ken nie en my olie is nie genoeg nie, dan het ek dit gemis. Ek het dit gemis. Hoe kan ek dit mis? Ek het alles gedoen, het is te laat. Ek was nie gereed nie. Paasfees. Paasfees is 'n verklaring wat God maak oor sy volk. Nie net die Israeliete nie, elke persoon wie hy geskaap het. Dit is 'n verklaring van liefde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. In die Bybel is daar 'n liefdesverhaal. Hooglied. Het jy al Hooglied gelees? So hier en daar, tot jy by die dele kom wat 'n mens so skaam maak, nê? Wat 'n bietjie, nee, dit hoort nie in die Bybel nie. Maar die hele Hooglied is 'n liefdesverhaal tussen 'n bruid en 'n bruidegom. Dit begin in hoofstuk 1 waar hulle mekaar ontmoet en hulle vind hierdie liefde vir mekaar. En hulle kan nie hulle liefde vir mekaar net inhou nie, hulle vertel vir almal van hulle liefde. Hulle is so lief vir mekaar. En hulle kan nie wag om by mekaar uit te kom nie. Hulle kan nie wag vir die dag wanneer hulle vir ewig by mekaar kan wees nie. Die bruid, sy praat gedurig van die bruidegom. Hoe kosbaar hy is, hoe mooi hy is, wat hy alles vir haar doen, wat hy alles vir haar beteken. En net so, die bruidegom, en hy sê hoe lieflik sy is, hoe pragtig sy is, hoe mooi sy is, en alles wat sy kan doen. En hy kom en hy stort sy gees uit oor haar. En dan vergelyk hy haar met 'n tuin, en hy sê, dit is die tuin wat gevul is met hierdie lieflike plante. En hierdie tuin is gevul met die vrug van die gees, en dit gee 'n lieflike geur. En hy bring sy vriende, sy maats bring hy na hierdie tuin om te kom kyk, dit is my bruid. Kyk hoe mooi is sy. Sy is vol liefde, sy is vol vrede, sy is vol vreugde. Dit wat jy nodig het, as jy genesing nodig het, kom na haar toe, want ek het haar geseën met my gees. En so is hulle is versot op mekaar, kan ek maar sê, as ek die woord kan gebruik. Hulle is mal oor mekaar. Maar dan is daar een dag, word hierdie bruid moeg. Sy is so moeg, sy gaan lê op die bed.
en sy hoor die klop aan die deur. En sy weet, dis haar bruidegom. Sy kan hom ruik, maar sy is te moeg. Sy sê, nie vandag nie. Ek gaan maar net nog 'n bietjie langer lê, nog 'n bietjie langer slaap. En toe hy wegdraai, besef sy verloor hom. En sy hardloop agterna. Sy vaar die strate in en sy soek na haar bruidegom. Waar is hy? Wat het van hom geword? Sy gaan na haar vriende toe. Waar is hy? Sy weet nie waar hy is nie. In 'n kort oomblik van moegheid verloor sy die teenwoordigheid van haar bruidegom. Maar die storie eindig wel goed, want hy is genadig en hy kom terug en hy seën haar weer en hy herinner haar dat daar is 'n dag wanneer ek jou kom haal, jy moet gereed wees. En sy sê, my beminde is myne en ek behoort aan hom. Ons hoor so dikwels dat ons moet God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met alles moet jy God lief hê. En dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Vandag maak ons 'n liefdesverklaring teenoor ons God en ons sê, Here, ons het U lief. U het ons eerste lief gehad, nog voor ons U geken het of geweet het van U, het U U seun gestuur om aan 'n kruis te sterf, sodat ons 'n verhouding met U kan hê, 'n verhouding van liefde. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yes. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
I love Jesus, yes it's true. I love Jesus. Well, I was on the wrong road, lost as I could be. I needed a Savior to rescue me. Heaven heard me praying, opened up my eyes. That 6 feet on the man got a brand new life. That's why I love Jesus, yes I do. I love Jesus, yes it's true. Oh yeah. He's the way, he's the truth, turn my life around. If you know him like I do, sing it with me now. I love Jesus. The devil, he don't like that. He ain't got my soul, but I'm not listening to him. He knows where he can go. And Jesus bought my freedom by his sacrifice. Death and sin defeated, and now that's why I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. Yes, it's true. Oh yeah. He's the way, he's the truth, turn my life around. If you know him like I do, sing it with me now. I love Jesus. Oh, I love Jesus. I love Jesus. He will never leave me. Been so good to me. And one day he will take me home. I love Jesus, yes I do. I love Jesus, yes it's true. Yes it's true. He's the way, he's the truth, turn my life around. If you know him like I do, sing it with me now. I love Jesus. Oh, I love Jesus. Yes I do. I love Jesus. Amen. I love Jesus. Say dit saam met my. I love Jesus. Yes, I do. Daar sê mansie. That's how we do it. We love the Lord. En ek is baie lief vir Jesus, want hy het my siel gered. Ek is bly my naam is in die boek van die lewe opgeskryf. Ek is bly ek is 'n kind van God. Halleluja. Kan jy self net indink as ons nie kinders van God was nie. En daar is 'n geleentheid vandag om 'n kind van God te word, as jy nog nie een is nie. Maar die liefde van Jesus, die liefde van die Vader, dit is awesome. En ek gaan vir julle vandag bietjie vertel van die huwelik, soos wat ek dit nou bietjie nagevors het, in my tyd toe ek vir die Here vra vir die boodskap. Nou die huwelik gaan gepaard met trou. Wanneer jy trou beloof aan daardie metgesel wat jy as joune vat. En julle word een, soos God se woord sê. Die man sal sy ouer huis verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een mens word. So die huwelik is 'n ooreenkoms tussen 'n man en 'n vrou, solank as wat hulle saam leef, hulle saam met mekaar kan bly, saam met mekaar gewoontes aan kan leer en dingetjies doen en ja, dis nie maklik nie. Baie mense sê is for better of worse. So ja, vir pap en wors, baie kere is daar pap en wors en baie kere is daar nie. Maar prys die Here, ons het mekaar gekies, ons is lief vir mekaar. En die liefde van die Vader, as ons nou praat van die huwelik in 'n geestelike band, as ek my trouring vat, julle het hierheen al gehoor, maar as ek my trouring vat, sien jy daar's 'n beginpunt of 'n eindpunt op hom? Nee, hy's ewig. Soos wat
ewigheid is. Hy hou net aan, hy gaan net in die ronde, hy stop nooit nie. Daar's nie 'n einde aan hom nie. En dit is die plan van die Vader gewees, voordat alles verkeerd geloop het. Die plan was om vir ewig en vir altyd saam met sy kinders in die tuin te wandel en met hulle te wees en met hulle fellowship te hê en gemeenskap saam met hulle te hê. Maar wat gebeur? En dit is wat ons baie maal hoor op 'n troubelofte, tot die dood ons skei. Tot die dood ons skei. Daai woordjie dood is nie mooi nie. Dis nie 'n lekker woord om te hoor nie. Ek sal graag met my metgesel ook vir altyd en vir ewig wil wees. Net so wou God ook vir altyd en vir ewig saam met sy metgesel, sy mense wees, die skepping wat hy geskep het. Maar ongelukkig, sonde bring dood. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en is ontbreek aan die heerlikheid van God. Wat gebeur toe hulle sondig, toe hulle verkeerde dinge doen? Sonde is nie, hulle het gerook en drink en te kere gegaan nie. Sonde is, hulle het, soos wat die woordjie trou sê, ek beloof trou. En ek sit 'n ekstra woord net voor hom, wantrou. Hulle het God nie op sy woord gevat nie. Hulle het God gewantrou. Hulle het gesê, Here, U sê ons moet dit nie doen nie, maar ons gaan dit try. Kom ons try dit. Dalk bedoel U dit nie regtig nie. So hulle het God gewantrou. En as ons gaan kyk, die trouwoord, die eintlike woord in die Engels vir trou, is trust en faith. Hulle het nie geloof in God gehad nie. Hulle het nie God getrust nie. En sonde het ingetree. Sonde beteken, soos julle almal ook al weet, om die doel te mis, om die merk te mis. Hulle het God nie meer vertrou nie. Hulle het hulle eie insigte staan. Hulle het geluister na die slang. En hulle pak slang nie gevat nie. Hulle het nog gesê, Here, hierdie slang wat U gegee het. Nee, my boetas, my sissas, ons moet God vertrou. God sê in sy woord, dis onmoontlik om my te behaag sonder geloof. Ons moet vyf in God hê. Ons gaan nie God behaag. Behaag beteken please, to put a smile on God's face. Dis wat behaag beteken. Maar weet julle wat? Die liefde van Jesus is wonderbaar. Want God se woord sê in Johannes 1 sê hy, die woord was by God. Die woord was God. En dan sê hy verder, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Kan jy jouself indink, die Godheid, God almagtig, stel belang in jou, in my. Hy's God, hy kan enige iets doen, hy kan doen net wat hy wil en hoe hy wil en volgens sy wil. Maar wat wil hy doen? Hy wil vir die mens kom sterf. Hy wil vir die mens, hy wil die band van wantroue terugbring na vertroue toe. En hy stuur sy seun. Hy stuur Jesus Christus. Jesus Christus is die woord en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En sodat elkeen wat in hom glo, daar's die gateway. Daar's die trou, daar's die eenheid herstel. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar
die ewige lewe kan beerwe. Halleluja. So Paasfees al van Genesis af tot en met Openbaring en nog verder is God besig, het God 'n plan gehad. En soos ons weet, met Paasfees het die Egiptenare nie geluister toe Moses vir hom sê, luister, laat God se volk gaan. En die 10de plaag tree in, dood van die eerste geborene. OK? So, toe was daar 'n opdrag gewees dat hulle 'n lam op die deurposte moet sit. En ons weet, daardie lam vir ons is Jesus Christus. Sy bloed, sy liggaam wat verbrysel is, dit het God behaag dat dit moes gebeur, want as Jesus het terug in tyd gegaan, in daardie oomblik, en hy het gesê, ek is die enigste gebore seun, nie net die eerste nie, die enigste gebore seun, en ek sal daardie 10de plaag vat, vir my mense. Loving God and loving people. Dit is wat Jesus gesê het. Julle moet die Here julle God lief hê met julle hele hart, julle hele siel, met julle hele verstand en naaste daaraan julle naaste soos julleself. Jesus het dienskneg kom word. Jesus was 'n dienskneg gewees. Jesus is die ware lam van God. Die ware lam van God. Johannes die Doper sien hom en hy sê waarlik, daar is die lam van God wat die wêreld se sondes op hom gaan dra. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie vir u prys wat u vir ons kom betaal het. Ons eer u, ons aanbid u. Ons loof en ons prys u, Here. Dankie Jesus, dankie dat ons weet dat u die weg, die waarheid en die lewe is en dat ons geen toegang het tot by God die Vader behalwe deur u nie. Halleluja. Ons prys u, ons aanbid u. Amen en amen. Ek soek na u God, my God. Ek dors na u God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees. As ek saans aan u dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek u help my, u hand ondersteun my, ek wil naby u bly. Wil naby u bly, want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek u vir altyd prys, my hande ophef om u naam te eer, want u is die Heer vir wie ek lewe. Soek na u God, my God, ek dors na u God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees. As ek saans aan u dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek u help my, u hand ondersteun my, ek wil naby u bly, ek wil naby u bly, want die liefde is meer werd as die lewe, en daarom sal ek u vir altyd prys, my hande
soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek waak, want U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Sing U alleen. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Want U liefde is meer werd as die lewe, en daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe. Ek soek na U God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te wees. So by U wees, Hemelvader. Goeiemôre julle, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek wil vandag vir julle kom en vertel van Jesus en die kruisiging en hoekom dit so belangrik is vir ons. Het julle geweet dat nog lank voor Jesus se kruisiging het God al die vloei van bloed gebruik om ons te bedek en ons te reinig van sonde? Ek bring graag vir julle 'n voorbeeld uit Genesis. God het vir Adam en Eva gesê om nie van die vrug te eet nie. En wat doen hulle? Eva, wat die vrou is, het natuurlik die man verkeerd geleer en gedwing om die vrug te eet. En na hulle van die vrug geëet het, het hulle gesien dat hulle kaal was en het hulle self met vye blare bedek. In Genesis 3 vers 21 lees ons die volgende: En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle het dit aangetrek. Hoekom juis vel? Wat presies wil God hier vir ons sê? Adam en Eva het tot die beste van hulle vermoë probeer om hulle self te bedek voor God. Maar God het gesien dat dit nie voldoende is nie. En hy bedek hulle met die vel van 'n dier. Hoekom juist dierevel? Om dierevel te kry, moet 'n mens 'n dier slag. En om 'n dier te slag, word daar bloed gevloei. So ons sien al van die begin van die woord af, dat God ons sondes kon bedek het met die bloed. Net so het God sy enigstgebore seun gestuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê, en so ook deur die kruis gehang het en sy bloed gestort het vir ons. Het julle geweet dat daar 7 plekke is in Jesus se lewe waar daar bloed gevloei het? Lukas 22 vers 42 sê, in die tuin van Getsemane, toe Jesus bid, het die bloed van Jesus gevloei deur sy sweet. Matteus 27 vers 29 tot 30, bloed vloei uit Jesus se kop deur die kroon wat hulle op sy kop gesit het. Jesaja 50 vers 6, bloed vloei uit Jesus se baard, toe die mense die baard uit sy gesig geruk het. Kan julle dit net indink? Jesaja 53 vers 4 tot 5, bloed vloei uit Jesus se rug, toe hulle hom met 39 keer
met die kats geslaan het. Nou as julle nie weet nie, 'n kat is 'n sweep wat gemaak is uit glasstukke en skerp voorwerpe en enigiets wat hulle kon vasgemaak het. So met elke slag het dit vleis uit Jesus se rug uitgeruk. Bloed vloei uit Jesus se hande toe hulle die spykers deur sy hande slaan teen die kruis vas. Bloed het uit sy voete gevloei toe hulle sy voete teen die kruis vasgespyker het. Jesus het deur al hierdie pyn en lyding gegaan net vir ons. Elke hou wat hy gevat het, elke spyker, elke gespot het hy vir ons gedoen. En laastens, toe die wag vir Jesus met 'n spies deur sy ribbe steek, het Jesus se hart gebars en die bloed en water het uit hom uitgevloei. Jesus het deur al hierdie pyn en lyding gegaan sodat ons verlos kan word. Jesus was verneder, sy volk het vir hom gelag, hom gespot, hom gespoeg. Ekskuus julle. En wat doen Jesus? Hy kyk op na die hemel en sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het die krag van autoriteit gehad om 'n legioen engele te stuur en die mensdom uit te wis. Maar wat doen hy? Hy gee ons genade. Hy hang aan die kruis en neem al ons sonde op. En 3 dae later, toe hy opstaan en die dood oorwin, sodat almal wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons dien 'n koning wat nie net met 'n kroon op sy kop sit nie, maar ons koning het 'n kruis in sy hande. Jesus kom nog eenmaal aarde toe, en die finale maal sal hy kom om die sonde en lyding te kom oorwin, en sy bruid te kom haal. Ek wil julle vra, is julle reg? Ek sluit af met 'n kort video oor Jesus se kruisiging en wat dit vir ons beteken het. Dankie julle. Has
I say, come on, we really need to lift Jesus higher. Let's shout his name. Come on, let's praise him. That's it. It's all about his love for us. Alles in ons lewe gaan oor God se liefde vir ons. Terwyl hulle bedien, dink ek aan daai gedeelte waar die Here kom en hy sê vir Abraham, ek gaan jou gebruik om die nasies te seën. En daar gebeur dit dat hy en Sarah nie kan swanger word nie. En die belofte wat daar moet kom, dit kom nie tot vervulling nie. En dan kom die Here en hy maak met Abraham daardie woord wat hy vir hom gee, hou hy gestand. En Isak word gebore. En die woord sê dat Abraham het sy seun Isak so lief gehad met alles wat in hom is, want vir jare het hy aan daai belofte vasgehou en dit nie gesien nie. En toe dit kom, toe beskerm hy Isak met sy alles. En dan kom ons, as ons verder lees, kom die Here en hy sê vir Abraham, hy sê, offer nou vir Isak. As ek Abraham moes wees, sou ek nie kon verstaan. Here, U het my 'n belofte gegee. U gaan die nasies deur my seën. U het vir my hierdie belofte gegee. Nou moet ek my seun doodmaak. Onthou, dit was nie 'n geestelike offer nie. Hy moes fisies vir Isak gaan offer. Maar jy sien, Abraham het God so lief gehad, dat maak nie saak wat die Here van hom verwag nie. Hy was bereid om dit te doen. En die woord van die Here leer ons hoe dat hy vir Isak gevat het en hulle na die berg toe gegaan het om die offer aan die Here te bring. En die woord sê dat Isak was saam met Abraham, hy het saam met Abraham die altaar gebou. En toe vra Isak vir hom, pa, waar is die lam? Want dit is 'n lam wat moes geoffer word. Abraham sê God sal voorsien. En hy vat vir Isak en hy sit hom op daai altaar neer. Die belofte, dit waarna hy geglo het, dit wat God vir hom gesê het, te midde van dit het hy God lief en sê, Here, my alles op die altaar. En weet jy, as ons gaan lees, dan sê hy in die oorspronklike vertaling, toe Abraham sy hand opneem met die mes, en op die afkomslag om vir Isak te offer, toe sê God vir hom, stop. Abraham het klaar besluit, ek sal dit doen. Ek weet nie of hy in sy hart geglo het, God is by magte om Isak op te wek uit die dood uit nie, maar hy het geweet dat God sal voorsien. En op daai oomblik, toe wys die Here vir hom, hy sê, wag, daar is die offerlam. Jy sien, daar's 'n profetiese woord hierin vir die kerk vandag. Jesus, die offerlam, wat geoffer was. Roan het nou gepraat van die 7 plekke waar sy bloed gevloei het. Die offerlam was op die altaar, die kruis, geoffer vir u en vir my. Maar 'n liefdesverhouding tussen Abraham en God het gemaak dat God voorsien. Ek het dit nie voorberei om te deel nie, maar ek ervaar in my hart dat daar is mense hier vandag wat net soos Abraham 'n offer van God ontvang het. En ander het 'n profesie van die Here ontvang. Iets waaraan ons vashou, iets waaraan ons God vertrou, maar dit voel met tye asof daai belofte net nog nie tot vervulling gekom het nie. En dan baie keer dan moet ons daai ding waarvoor ons vertrou en hoop, juis op die altaar sit en dan voel dit ons verloor alles. Maar Jesus het nog een woord om te sê en hy het gesê, wag. Jy sien, partykeer voel dit asof dit op die laaste oomblik kom, dan sê Jesus, wag, ek het betaal. En hy tree vir ons in by die Vader, as offer, as middelaar, as saligmaker en as Here. So vanmiddag gaan ons hierdie lied luister wat Gert vir ons gaan sing. En hy gaan met jou, ek wil amper sê, 'n pad stap, van die begin tot by die kruis. Gert, soos wat die Gees van die Here jou lei. Amen. Nou ek wil julle nou terugvat. En veral die paas met hulle kinders, met hulle seuns, ek wil julle terugvat in die tyd, daai dag, toe Jesus gekruisig is. En hier is 'n pa van Sirene af,
besig met sy 2 seuns, stap hy hulle daar in hierdie pad af. Op pad soontoe, min wetend, dat die gebeurtenis van die dag, sy lewe totaal en al sal verander, sowel as die van sy 2 seuns, min wetend, stap hy, en hy het die lammetjie by hom, en hy het vir hulle gesê, hulle is daar om te sorg, dat hierdie lammetjie, hierdie vlekkelose lam, wat nou geslag moet word, dat hy nie wegkom nie, dat hy nie weghardloop nie. En ek wil hê, julle moet julle oë toemaak, en julle self indink, aan die vertelling van hierdie man, want dit is hy wat aan die woord is in die lied, en sy ervaring, en met alles wat gebeur het, en hoe dit sy lewens verander het. Walking on the road to Jerusalem, the time had come to sacrifice again. My 2 small sons, they walked beside me on the road. The reason that they came was to watch the lamb. Dink die musiek moet 'n bietjie harder. Daddy, Daddy, what will we see there? So much that we don't understand. So I told them of Moses and Father Abraham. And I said, dear children, watch the lamb. There will be so many in Jerusalem today. We must be sure the lamb doesn't run away. And I told them of Moses and Father Abraham. And I said, dear children, watch the lamb. When we reached that city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers, no joyful worship songs. I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard the crowd cry out, crucify him. Oh, we tried to leave the city, but we could not get away. Forced to play in this drama, a part I wish I did not play. Why upon this day were men condemned to die? Why will we stand here where soon they will pass by? I looked and said, even now they come. The first one cried for mercy, the people gave him none. The second one was violent, he was arrogant and loud. Still can hear his angry voice screaming at the crowd. And someone said, there's Jesus. I scarce believe my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured down his body from the thorns upon his brow, running down the cross and falling to the ground. I watched him as he struggled. I watched him when he fell.
cross came down upon his back, and the crowd began to yell. In that moment, I felt such agony. In that moment, I felt such loss. Then a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "You carry this cross!" At first, I tried to resist him, but his hand reached for his sword. And so I knelt and took the cross from our Lord. I placed it on my shoulder and started down the street. The blood that he'd been shedding was running down my cheek. They led us to Golgotha. They drove nails deep in his feet and hands. Yet upon that cross I heard him pray, "Father, please forgive them. Oh, never have I seen such love in any other eyes. Into thy hands I commit my spirit," he prayed, and then he died. I stood for what seemed like years. I'd lost all sense of time, until I felt two tiny hands holding tight to mine. The children stood there weeping. I heard the elders say, "Father, please forgive us." The lamb ran away. Daddy, Daddy, what have we seen you? There's so much that we don't understand. So I took him in my arms. We turned and faced the cross. Then I said, "Dear children, watch the Lamb." Amen. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your Kom ons staan en aanbid ons saam. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, in what you hear, and let it be a sweet, sweet, let it be a and let it be a sweet, sweet sound in your, and we exalt thee,
Kom ons bly net so in aanbidding. In Jesaja hoofstuk 53 lees ons die profetiese woord wat getuig van wat Jesus sou kom doen. Honderde jare voordat dit plaasvind, gee God aan Jesaja hierdie openbaring. En vandag vier ons hierdie profetiese woord wat tot vervulling gekom het. Baie wag nog. Baie is verblind in hulle tradisie en in hulle gewoonte. Maar die bruid van Christus het 'n verwagting. Want Jesus kom terug. In Jesaja 53 wil ek vir u voorlees. Sluit gou vir 'n oomblik u oogie saam met my. En luister net na hierdie woorde. Jesaja 53 van vers 1 sê: Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hierdie gedeelte praat van dit wat gebeur het aan die kruis. Die sla, die vernedering, dit wat hy deur gegaan het, wat Jesus mee betaal het vir ons. Vers 3 sê, hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankhede, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Daardie dag toe Jesus aan die kruis hang, was daar net een disipel by die voete van die kruis, saam met Maria. Daar was 'n seisoen wat die ander gevrees het vir hulle lewe. Hulle het weggekruip. Petrus ontken Jesus. Vers 4 sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte, die het hy gedra. Dan sê hy, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag en deur God geslaan en verdruk was. Vers 5. Luister na hierdie woorde, hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbryseld. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus die offerlam, Jesus die verlosser, Jesus ons saligmaker, Jesus die brood van die lewe. Wat sê dat wanneer ek en jy deel aan sy liggaam, dan het ons die ewige lewe. Wanneer ons verseël is in sy bloed verbond, dan kan niks ons skei van daardie liefde nie. Nie verdrukking nie, nie vervolging nie, nie smart nie, nie engele nie, nie demone nie, nie verlede dinge nie, nie toekomstige dinge nie. Niks vandag kan ons skei van sy liefde nie. En daarom vir my en u as kind van God, as bruid, is hierdie tafel baie meer as net nog 'n leë ritueel. Net nog 'n prosessie. Nee, dit getuig van die verhouding, die huwelik wat ons het, deur Jesus Christus met ons hemelse Vader. Dis die Gees van die Here wat hierdie broodjie lewend en kragtig maak. Dis die bloed van Jesus wat ons drink, maar dis die Gees van die Here wat dit aan u en my openbaar. En daarom kan ons sê, Here, ek wil u verheerlik, ek wil u aanbid en ek wil u naam groot maak. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy het gebreek. Hy het gesê, dis my liggaam vir julle. En net so het hy ook die beker geneem en gesê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. En hy het ook gesê, ek sal nie weer deel hê aan hierdie beker nie.
totdat ek terugkom. Daar gaan 'n bruilofsmaal plaasvind. Pastor Gert het ons so mooi geleer hoe hierdie prosesse gebeur, wat gebeur, wanneer dit gebeur. U ken dit, dis in u hart. Daar's 'n bruilofsmaal. Daar's 'n basuin wat geblaas gaan word. En die wie se oor ingestel is, gaan dit hoor. En gaan saam met Jesus geharpat sal word, opgeraap word, waar ons saam met hom huweliksfeesmaal gaan vier. So ek wil u vra vir 'n oomblik, dink net aan daardie offer wat Jesus vir jou betaal het. Die straf wat ek en jy moes dra. Die onregverdige dade wat ons gedoen het. Dinge wat ons eintlik moet skei van God. Kom Jesus en hy kom staan in die middel. En verskoon my Engelse woord, hy kom vul die gap tussen die Vader en ons. So vandag vir 'n oomblik voor ons aanbeweeg. Here Jesus, wil ons u dankie sê vir u liggaam. Papa Vader, dankie dat u elkeen van ons so lief het, dat u nie kon toesien, dat ons vir ewig verwyderd moet wees van u. Vir ewig sonder hoop, vir ewig verlore nie. Maar dankie Papa Vader, dat u ons so lief het, dat u Jesus gestuur het. Here Jesus, vandag wil ons vir u dank, dat u ingestem het en gesê, Vader, ek sal gaan. Jesus, u hoef dit nie te gedoen het nie. Maar as gevolg van u liefde, het u gesê, ek sal gaan. Het u hemeltroon verlaat. U het u self verneder, om ons te kom versoen. En Heilige Gees, ons wil vir u sê dankie, vir hierdie waarheid, wat u lewend en kragtig vir ons maak vandag. So wanneer ons hierdie broodjie eet en hierdie sap drink, word ons Jesus deelagtig en Jesus in ons, die hoop van heerlikheid. Dankie Jesus. Here Jesus, ons dank u vir u bloed, wat ons was witter dan die sneeu. Dankie dat u nooit dink aan ons oortredinge en ongeregtighede nie. Dat u dit wegwas, so ver as die ooste van die weste. Dankie dat u ons regverdig maak, al verdien ons dit nie. Dankie dat u ons heilig maak. Dankie dat u ons God is. En vanmiddag eer ons u. Ons dank u vir u liggaam en vir u bloed, Here. Dankie Jesus. Kom ons neem sy liggaam. Dankie Here vir u bloed. Here, kom spoel nou deur elkeen van ons. Ons liggaam, ons siel en ons gees. Met u kosbare bloed. Ons neem u nou in. Kom ons neem sy bloed. Die dierbare bloed van Jesus Christus het nog steeds sy krag. Dankie Here vir die krag wat ons nou ontvang in u bloed, in u liggaam. Dankie Here dat die juke nou breek en afval. Dankie dat die kettinge nou val. Dankie Here dat deure wat toe was, wat nie moet toe wees nie, nou oopgaan. Dankie Here vir genesing. Liggame wat in lyn kom met die woord van God. Liggaam, siel en gees genees deur die bloed van Jesus Christus. Dankie Here vir deurbrake in Jesus naam. Dankie Here dat elke demoon, elke gees van duisternis nou vlug. Want dit sien die bloed van Jesus Christus.
Dankie Here dat U ons nou vry maak, ons losmaak. Ons is nie van hierdie wêreld meer nie. Ons behoort aan die ewige koninkryk van God. En ons wandel in oorwinning. Ons wandel in die lig van Jesus Christus. Ons volg U, Jesus Christus. Dankie Here vir hierdie oomblik, dat ons net in U teenwoordigheid kan wees, Vader. En net weer kan ervaar U krag, U liefde, U genade, U vrede. Here, ons prys U en ons loof U. Dankie Here. Dankie vir elkeen wat nou vrede ontvang. Vrede in 'n harte. Dat sonde geen plek het in hulle lewens nie. Dis verwyder, dis weg. Elkeen van ons is nuwe mense in Jesus Christus. Halleluja. Here, ons gee U die eer, die lof en die aanbidding in Jesus naam. Amen. יברכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. וישם לך שלום. Now bless you and keep you. May His face now shine upon you. May you show forth the light of His countenance. Blessed be the God of Shalom, shalom. Mag ek gaan met die vrede van die Here. Tel op jou kop, want jy is bruid van Christus. Amen. Amen. Amen.